breaks the power of sin and darkness, whose love is mighty and so much stronger. The King of glory, the King above all kings, who shakes the whole earth with holy thunder, who leaves us breathless in awe and wonder. The King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross, you would lay down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Who brings our chaos back into order, who makes the orphan a son and daughter. The King of glory, the King above all kings, who rules the nations with truth and justice, shines like the sun in all of its brilliance. The King of glory, the King above all kings. Oh, this is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross, you would lay down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Worthy is the Lamb who was slain, worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain, worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain, worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain, worthy, worthy, worthy. Oh, this is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross, you would lay down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Hallelujah! Come on, as jy bly om in die huis van die Here te wees, kan ons die koning 'n lofoffer gee. Hy's waardig, hallelujah. Die Vader, Here, U is so groot en almagtig. Oh Here, God is good all the time. He has never failed me yet. En hy gaan nog nooit ons teleurstel nie. Dat nie in U natuur om ons teleur te stel nie, Here. U is met ons, Here. U beloof, hy sal ons nie begewe of verlaat nie, Here. En ons hou vas aan daai belofte vanmôre, dat U met ons is. Here, maak nie saak waardeur ons gaan nie, U is daar vir ons, Here. En net die feit dat ons hier is vanmôre, opgestaan het en aan die kant van die lewe is 'n getuienis dat U goed is, Here. En vanmôre is ons hier uit dankbaarheid, Here. Net om dankie te sê,
sê vir u goedheid, u guns oor ons lewe, Here. U genade is vir ons elke môre nuut, Here, sê die Bybel. En daarom loof ons u vanmôre. Ons gee u die eer, ons bring u die hulde, want daar is niemand soos my koning nie, Here. Ons loof u vir u goedertierenheid, want dit volg ons tot in alle ewigheid, Here. U bly dieselfde gister, vandag en tot in alle ewigheid, Here. U verander nooit. U is nie 'n mens, Here, wat verander nie. U is nie 'n mens wat sou lieg nie, maar u is 'n waarmaker van die woord, Here. En ons loof u vanmôre, ons prys u, omdat ons weet ons sal nie dieselfde hier uitstap soos ons ingekom het nie. Ons is hier om ontmoeting met u te hê vanmôre, Here. Kom ontmoet op elkeen van ons, Here, op elkeen se punt van behoefte vanmôre, Here. Ons is hier omdat ons 'n honger het vir meer van u vanmôre, Here. Dis die rede hoekom ons hier is, en om u naam groot te maak en u naam te prys en te eer, Here, want u verdien al die lof en al die aanbidding, Here. Kom seën hierdie diens. Ons gee die hele diensorde in u hande vanmôre, Here Vader. Ons breek elke mag van die vyand oor hierdie diens. Hy gaan nie 'n sê 'n hou vas het in hierdie diens nie. Elke mag van die vyand is verbreek in die kosbare naam van Jesus Christus, Here. Ons dankie dat u elkeen vandag sal seën in die diens, Here, wat gekom het om iets met u te kom ervaar, Here. Kom seën dit, Here. Ons loof, Here. Ek wil bid ook, Here, vir elke aanlyn kyker wat ingeskakel is nou. Here, dankie dat u daar met hulle gesê spreek, Here, en hulle behoeftes ook sal voorsien, Here. Elkeen wat kyk vanmôre is geseënd, Here. Ek loof, Here, en ek prys u vir dit wat u gaan doen. Seën u orkes, Here Vader, waar ons gaan sing en bedien, Here. Lof en aanbidding is tot eer en verheerliking van u naam, Here. Ons doen dit nie vir onsself nie, ons doen dit nie vir mense nie, Here Vader, maar ons doen dit om u naam op te lig en om u te verheerlik, want aan u kom toe al die eer, Here. Seën ons hierdie diens, is my gebed in Jesus wonderlike naam, Here. Ek wil ook so bid vir elke offerande, Here, elke tiende, elkeen wat gaan saai vanmôre, Here, dat u bonatuurlik aan hulle behoeftes sal voorsien. Ons gee vanmôre omdat ons wil uit opregte harte, Here. Kom seën ons en ons dankie dat u vir ons bonatuurlik weer sal teruggee in die naam van Jesus met baie danksegging. Amen en amen. Amen. Kan jy sing vir ons dan? Oh
Nou, ek weet baie van julle kyk na hierdie mense wat so dans en sê, wat vang hulle aan? Wel, dis mense wat oorloop. Wat weet wat het is om te sê, ek is gewas deur die kosbare bloed van die lam. Ek is vry. Die ou dinge is verby en alles het nuut kom word. Prys die Here. Jy mag maar bly raak in die Here. Verlustig jou in die Here en hy sal jou gee die begeertes van jou hart. Jy mag so 'n bietjie uitbundig die Here loof. Jy kan 'n bietjie halleluja skree. Jy kan 'n amen skree. Jy kan so 'n bietjie op en af spring as jy wil. Halleluja. Want die blydskap in die Here is jou beskutting. Die blydskap in die Here. Nie in wat met jou gebeur het hierdie week nie. Nie die jackpot wat jy geslaan het nie. Nie wat niks nie. Net in die Here. Sy blydskap is volkome. Sy blydskap is perfek. Halleluja, familie. U kan die sitplek inneem. Ek wil hê om te luister na hierdie lied. Sing dit lekker saam met my. Dis 'n bitter ou lied. Terwyl ek so aan my boodskap voorberei het, het hierdie lied die hele tyd by my opgekom. En ek glo u gaan dit geniet saam met my. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites his chosen people, come and dine. With his manna he doth feed, and supplies our every need. Oh, the sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. Oh, you feed the multitude, turn the water into wine. To the hungry go now. Come and dine. Kan ons het nog 'n keer saam sing? Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. Oh, you feed the multitude, turn the water into wine. To the hungry go now, come and dine. The disciples came to land, disobeying Christ's command. For the Master called unto them, come and dine. There they found their heart's desire, bread and fish upon the fire. Others to satisfy the hungry every time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. Oh, you feed the multitude, turn the water into wine. To the hungry goeth now, come and dine. Soon the Lamb will take his bride to be ever at his side. All the host of heaven will assembled be. Oh, it will be a glorious sight, all the saints in spotless white. At of Jesus they will feast eternally. Oh, come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast on Jesus' table all the time. Oh, you feed the multitude, turn the water into wine. To the hungry go now, come and dine. Stand up for me, son of John. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. Oh,
to the hungry cold now. Come and dine. Oh, come and dine. Oh, you fed the multitude. Oh, you turn the water into wine. En hy roep elkeen wat honger en dors is en hy sê, to the hungry calleth now, come and dine. Hy het iets voorberei vir jou vanmorgen. Ek sê die Here het iets voorberei vir jou vanmorgen wat jou gaan voed en jou gaan volmaak. Oh, come and dine, the master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. For you fed the multitude, turn the water into wine, to the hungry calleth now. Hallelujah! Come and dine, the master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. Oh, you fed the multitude, turn the water into wine, to the hungry calleth now, come and dine. Come and dine. Hallelujah. Lei, groet je hoof, pelgrim dier, een dorre land. Ek is swak, Here, maar U is machtig. Kom lei my met U sterke hand. Ek wil dit nog eenmaal sê. O lei, groet je hoof, pelgrim dier, 'n dorre land. Want ek is swak, maar U is machtig. Lei my met U sterke. Brood is hemels, brood is hemels, brood is hemels. Voed my tot dadelik weer. Brood is hemels, brood is hemels. Voed my tot dadelik. Sê brood is hemels, brood is hemels, brood is hemels. Voed
daar niks meer ontbreek nie. Brood is hemels, brood is hemels, voed my tot, daar niks, say bread of heaven, bread of heaven, bread of heaven, feed me till I want no more. Bread of heaven, bread of heaven, feed me till I want no more.
worship you in spirit and in truth. Hallelujah. No one like Jehovah. Say no one like Jehovah. Oh, God of wonders, beyond our galaxy, you are holy. Hey, hey, hey. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, Yes, Lord. walking in this place. I worship you. Sing it out. I worship you. Sing it again. You are here. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship Come on, church, let's sing. you. Waymaker. A waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yes, that is who you are. You're a waymaker. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is. Come on, sing it again. He's a waymaker. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, it's who you are. He's a waymaker, waymaker, miracle worker. Light in the darkness, my God, that is who you. That is who. And that is who you are. That is who you are. That is who you are. Yes, yes, Lord. That is who you. It is who you are. And that is who you are. That is who you are. Oh, that is who you are. Oh, it's who you are. That is who, Lord. That is who you are. 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 You wipe away all tears. You mend the broken heart. You're the answer through it all. Jesus. Lord, you wipe away all tears. You mend every broken heart. You're the answer through it all. Through it all. Jesus. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Come on. He's a waymaker. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, Even when I don't see you, Lord. Listen. And even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. Hallelujah. Stop working. Even when I don't see it, you're working. O God is besig om te werk. Halleluja, daar waar jy nie kan sien nie, is hy besig om te werk aan die agtergrond. Sing it one more time. Hallelujah. Even when I
You never stop working. That is who, 'cause that is who you are. 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 One more time, say, that is who you are. That is who you are, Lord. That is who you are. That is who you are. Prys die Here. Terwyl ek hier staan, toe hoor ek die woorde, die volgende woorde. Die lied sê, he's a promise keeper. En ek voel gelei om vir iemand te sê, jy sit met 'n belofte, maar daai belofte het nog nie in vervulling gekom nie. Baie van julle het jare terug al 'n belofte ontvang, 'n profetiese woord ontvang, maar jy sien nog nie dat profetiese woord in vervulling kom nie. Maar die Here sê, ek is nie 'n God dat ek sal kan lieg nie. As ek gesê het, sal dit so wees. Maar ek voel gelei om vir iemand te sê, die Here sê, al wat my weerhou om die belofte in vervulling te kom, jy's nog nie in die posisie. Jy's nog nie op die regte plek waar my seun moet val nie. Ek wil my seun uitstort oor jou, maar jy moet reg geposisioneer wees onder my kragtige hand, en dan sal die belofte in vervulling kom. Ek weet nie vir wie is daar nie profetiese woord nie, maar dis die Here wat praat. Dis die Here wat praat. Halleluja. Ons kom in lyn met U, Here. Ons kom in lyn met U plan, Here. Laat U wil geskied. Laat U koninkryk kom, Here. In ons midde, maar ook nie net hier in hierdie plek nie, maar Here, by die werk, wanneer ons ry in ons voertuie, by ons huise, waar ons beweeg, Here, laat die wil van die Here sal geskied, Here, want God kan net sien waar sy wil is. God kan net sy belofte in vervulling kom waar jy in die wil van hom is. Buite die wil van die Here kan hy nie daai belofte waarmaak nie, maar die Here roep jou vandag om terug te kom op die plek waar jy moet wees, sodat die profesie wat jare terug oor jou uitgespreek is, in vervulling kan kom in die naam van Jesus. In die naam van Jesus. Ek prys U nou, Here. Hier is so 'n atmosfeer van U heiligheid, Here. Hier is so 'n atmosfeer, Here. O, Here, die God wat ons aanbid is lewendig. En wat U nou ervaar in hierdie plek is iets lewendig. Is iets lewendig. Die heerlikheid van die Here is hier. Halleluja. Ek pleit die bloed van die Here oor elke persoon in hierdie plek. Ek pleit die bloed van Jesus oor elke ene. Lig verdryf duisternis. Lig verdryf duisternis. Dankie Jesus. Siba taraba kukushekai. Laba taraba subaraba kutaraba baba yeni. Halleluja. Halleluja. Ref, daar's 'n lied wat nou brand in my hart. I'm hungry for you. Net die chorus. I'm hungry for you. Halleluja. Halleluja. Kabakotorobo shepa baba. Shekatara. Halleluja. Sing hierdie lied, sing het. I need your touch. I seek your face. I need your presence. Steek jou hande op nou. En sê, Here, ek is honger vir U, Here. I'm hungry for you. I need more. I want more. Oh, halleluja.
Meer van U, minder van onsself, Here. I need your touch. I seek your face. I need your presence. Lord, we're hungry for You, Lord. I'm hungry for You. Oh, I'm hungry, Lord. I'm hungry for You. Lord, I need your touch. I see your face. Hallelujah. I need your presence. Doen dit nou, Here. Come on, sing it Vul again. ons, vul ons, vul ons, vul ons, Here. I'm hungry for You. Meer van U, Here, meer van U. I'm hungry for You. Oh, I need your touch. I see your face. I need your presence. Come on, say, I'm desperate for You. I'm desperate. I'm desperate for You. Oh yeah, desperate for You. I'm desperate for You. I need your touch. I need your touch. I see your face. Oh, I need it, I need it, I need it, I need it, I need it. I'm desperate. I'm desperate for You. Yes, Lord. Oh, I'm desperate for You. I need your touch. I need your touch. I see your face. I need your presence. En dis waaroor ek met U wil praat vandag. As ek kyk na die atmosfeer in hierdie plek. As ek kyk na hongerharte, as ek wens U kon sien wat ek sien. Die trane wat loop. Mense wat werklik desperaat is vir die Here. Sê dit vir my, ek het vanmôre die regte woord. Want God wil iets wakker maak weer vandag vir ons. God wil iets wakker maak vandag in hierdie plek. By ons elkeen wat ingeskakel is. Ek wil hê u moet saam met my lees Johannes 6 vers 35. Lees dit hardop saam met my. Lees dit saam met my. En Jesus sê vir hulle: Ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom, sal nooit honger kry nie. En wie in my glo, sal nooit dors kry nie. Kan ons dit weer lees? Julle het dit nou so mooi saam gelees. En Jesus sê vir hulle: Ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom, sal nooit honger kry nie, en wie in my glo, sal nooit dors kry nie. Halleluja! Prys die Here! Halleluja. Vader, ek dank U dat U praat met ons vandag. Want werklik, Here, ons is honger vir U. Ons is so dors vir U, Here. Ons smag na meer van U, Here. Vader, ons het so nodig om gevoed te word deur U, Here. En ek weet hierdie is 'n relevante woord, Vader, op 'n stadium te wonder is hierdie woord relevant? Is hierdie woord aktueel? Maar Here, in hierdie atmosfeer weet ek, hierdie is die regte woord vir 'n tyd soos die. En ek prys U daarvoor in Jesus naam. Amen. Amen. U kan 'n sitplek inneem. Familie, God het die koringkorrel so ontwerp om sy voedingsstowwe perfek daarin te stoor.
Die koringkorrel het u geweet, een koringkorrel het oor die 30 voedingsstowwe binne in hom. Oor die 30 voedingsstowwe. Maar sodra jy die koringkorrel oopbreek en jy begin om te maal, begin die voedingsstowwe onmiddellik te oksideer. Met ander woorde, dit kom in aanraking met suurstof. Dis wat gebeur wanneer jy 'n appel oopsny. Dan raak hy bruin. Hoekom word hy bruin? Want hy word blootgestel aan suurstof. En hulle sê dat nadat jy die koringkorrel of koring gemaal het, is 90% van die 30 voedingsstowwe feitelik weg binne 72 uur. En so voor in 1900s was brood dan altyd plaaslik gemaal en vervaardig in meule in 'n gemeenskap. Aangesien die meel nie gestoor kon word nie, omdat wat gebeur met wanneer jy dit maal is die kiem en die kiemolie en die semels kom uit. So in die 1900s was brood altyd plaaslik vervaardig. Want jy kon brood, omdat hy oksideer binne 72 uur nadat hy gemaal is, kon hulle dit nie ver vervoer het nie. So hulle moes 'n meule, in elke gemeenskap was daar meule gewees en het mense hierdie koring gemaal vir die gemeenskap, net genoeg. Meel kon nie gestoor geword het daardie tyd nie. So daarom was daar net genoeg gemaal gewees, meel gemaak vir die gemeenskap. Maar in die 1920s is die nuwe tegnologie toegepas waar hulle dit kon regkry om hierdie komponente te kon skei. Die witmeel en die semel en die kiemolie. Hulle kon dit regkry om alles te skei. En wat hulle gedoen het is die witmeel het hulle voorsien aan die gemeenskap en dis waar ons witbrood vandaan kry. En ek het 'n vermoede baie van julle gaan nou huis toe gaan en sê ek is nou lus vir 'n wit broodjie. Want daar is niks so lekker soos 'n egte wit brood wat so sag is nie. Ek het Woensdag aand hier na kerk, na worship vir die eerste keer in 'n bittere lang tyd. Stap ek weg hier uit die kerk uit en ek kom by die huis aan en ek kom daar aan en op die kombuistafel is die heerlikste wit brood en peanut butter en stroop en ek sê let's go Holy Spirit, let's go. Maar hier is die ding van witmeel, onthou, dit word geskei, hierdie nuwe maalproses in die 1920s, het die witmeel, het die koring wat gemaal is, die witmeel geskei van die semels en die kiem en die kiemolie. Maar hier is die ding van daardie witmeel. Dit is iets om te onthou vir my en u vandag. Dat goggas het nie eens belang gestel om daai witmeel te eet nie. Want daar's niks voedsaam in die witmeel vir hulle om te eet nie, maar ons eet dit. Sê Eina. En alhoewel witbrood sag en lekker is en die mense in die 1920s, toe hulle hierdie ding ontdek van witbrood, toe is almal dankbaar, maar ewe skielik te word almal siek. Want daar was nie genoeg vitamine B binne in hierdie, en al die voedingsstowwe is weg. Daar's geen voedingsstowwe binne in hierdie witmeel gewees nie, en mense het begin siek word. Hierdie nuwe maalproses om die witmeel uit die koring te kon uithaal, het nie net die vitamine B uitgehaal uit die koringkorrel uit nie, maar ongeveer 24 ander voedingsstowwe uit die koringkorrel uit. Die goeie voedingsstowwe van die koringkorrel, die kiemolie en die semels, was aan die boere verkoop om dit vir hulle beeste te voer. So wat gebeur? Die beeste word vet en die boere is so opgewonde want hulle beeste word nou met hierdie semels en hierdie kiemolie gevoer en hulle kry baie geld vir hulle vleis want dit is lekker vet beeste. Maar die mens word siek want hy eet net die wit brood. En hulle kon nie verstaan wat aangaan en toe ontdek hulle hierdie ding en dis toe hulle begin om weer in die witmeel, want hulle wou nie
die goed weer terugsit nie, want hulle het begin geld maak. Die milenaars in daardie gemeenskap het begin geld maak, want hulle het nou ekstra geld gekry, want die witmeel is verkoop aan die gemeenskap, maar die semels en die kiemolie was verkoop aan die boere, so hulle het ekstra geld gemaak. Maar toe moes hulle begin om vitamines weer terug aan die witmeel in te meng, sodat die verbruiker die regte minerale kon inkry. En in ons geleesde gedeelte wat ons vandag na kyk, sien ons dat Jesus het die skare met 2 visse en 5 brode gevoed. Nou in ons geleesde gedeelte praat die Bybel, as jy dit gaan lees in konteks, dan praat hy van die 5 garsbrode. Nou gars is 'n graan wat lyk soos koring, blykbaar sê hulle, maar hy's effens bietjie digter en het bietjie van 'n neuterige smaak. En nadat hulle die vis en die garsbroodjies geëet het, gebruik Jesus die geleentheid om die skare te onderrig. En ek sien iets wat Jesus hier gedoen het, wat tot vandag toe nog gebeur. As jy mense by 'n funksie wil hê, gee gratis kos. Dit gebeur tot en met vandag toe nog. As jy mense by die kerk soek, sorg dat daar ietsie is om te eet. Met liefde gesê. En dit gebeur in Jesus se tyd, en dit het gebeur in hierdie verhaal, en ek wil dit hê, jy moet kyk hier na Johannes 6 vers 26, dan sê hy die volgende vir ons. Hy sê, Jesus antwoord hulle en sê, voorwaar ek sê vir julle, julle soek my nie, bly by my, omdat julle tekens gesien het nie, wonderwerke gesien het nie, maar omdat julle van die brode geëet en versadig geword het. Julle is hier vir verkeerde redes. Julle is hier vir die wat gebeur het en die tekens, wat ons gaan nou kyk wat dit alles uitwys, vir die tekens nie. Maar julle is hier net omdat julle ietsie gekry het om te eet. En dan kom hy in vers 27 dan sê, moenie werk om die spys wat vergaan nie, maar om die spys wat bly tot in die ewige lewe, wat die Seun van die mens julle sal gee, want hom het God, die Vader, verseël. En hier is die ding, familie, nes die koringkorrel, wat soveel voedingswaarde het, 30 voedingsstowwe in 1 koringkorrel, is elke voedingswaarde vir die ewige lewe vasgevang in 1 koringkorrel, Jesus Christus. Jy het Jesus nodig. Alles is binne in hom vasgevang. En dis hoekom Jesus sê, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom sal nooit honger kry nie, en wie in my glo sal nooit dors kry nie. En 'n dag nadat Jesus die skare gevoed het, bestraf Jesus die skare, want weer eens soos hoeveel male sien ons dit in die Bybel, het hulle die punt gemis, hulle die wonderwerk gemis. Jesus het hulle gevoed om hulle iets te leer, maar hulle teruggekom vir kos en nie vir die leringe nie. En Jesus stel belang om ons te leer. Dis wat ek doen hier op 'n Sondag, en ek moet hierdie week en elke dag moet ek luister, wat sê die Here, want die doel van die kerk is nie net dat jy geplant is in goeie grond nie, maar dat jy werklik gevoed sal word. En dat jy sal hoor, wat is die leringe wat Jesus vir ons vandag wil gee. Die vermeerdering, bly by my, die vermeerdering van die brood was nooit die punt nie. Al die tekens en die wonderwerke wat Jesus gedoen het, was nooit, en ek het dit al vir u gesê, was nooit om te spog, om te sê, kyk, ek kan magic doen. Hoor mooi, hy het nodig gehad om niemand te beïndruk nie. Dit was nie om te sê, check, is almal se oë nou op my? Check gou hier. Maar, daar was altyd 'n verskuilde boodskap in elke wonderwerk. In elke wonderwerk was daar 'n verskuilde boodskap. Toe Jesus die water in wyn verander het, was die boodskap, hy bring genade eerder as die wet. Toe hy die blinde se oë open, was die verskuilde boodskap, dat ons geestelike oë sal oopgaan en sien wie hy is. Toe hy vir Lazarus opwek uit die dood, was die verskuilde boodskap, nee, check, ek gaan magic doen,
ping, daar kom Lazarus uit nee, die verskuilde boodskap was, as jy in my glo, sal jy lewe al het jy ook gesterwe. Toe hy die duiwels uitgedrywe het, was die boodskap, geen mag van duisternis is sterker as die naam van Jesus nie. Toe hy die vyeboom laat opdroog het, tot in sy wortels, was dit vir een rede, om ons te leer oor geloof, dat as jy geloof het soos 'n mosterdsaad, sal jy vir die berg sê, en het sal hom ophef, en in die see werp. Daar's altyd 'n boodskap agter 'n wonderwerk. Dit was nie om te spog wat hy kan doen nie, maar dit het hom uitgewys. Dat is iets anders omtrent hom. Die tekens het een ding gewys. Nie dat hy 'n towenaar is nie, maar dit het gewys. Hy is die seun van God. En hier is die ding. En Jesus se begeerte was, hoe jy sien dit oralste in die Bybel, hoeveel male sê hy, julle soek net tekens, julle soek net wonderwerke, julle soek tekens, julle soek wonderwerke, maar vir my soek julle nie. En hoeveel van ons sit dalk hier vandag en ons sê, Here, ek soek nou 'n wonderwerk. As jy nie nou gaan ingryp nie, Here, as ek onderdeur. En jy moet nou, Here, en jy moet nou dat, en jy moet nou dit vir my, en my kar gee, en 'n huis gee, en my finansies, en my dit, en Here, nou, Here, jy moet dit nou doen. En die Here sê, jy soek net tekens, jy soek net wonderwerke, maar wanneer soek jy my? Wanneer soek jy my? Die tekens, wat hy gedoen het, was 'n aanwyser. Dit was 'n aanwyser wat in die rigting van hom gewys het, dat hy is die seun van God. Soek jy Jesus of soek jy die wonderwerk? Soek jy die teken of soek jy die een wat die teken uitwys? En dis hoekom Jesus sê, voorwaar ek sê vir julle, julle soek my nie omdat julle die tekens gesien het nie, maar omdat julle van die brode geëet en versadig geword het. En weer eens, ek sê dit weer, Johannes kom en hy praat spesifiek van die teken, omdat hierdie tekens Jesus se heerlikheid openbaar. Wie hy is, sy karakter kom bekendstel. Luister, elke liewe voeding wat jy nodig het vir 'n heilige lewe, elke voeding wat jy nodig het vir die ewige lewe, is vasgevang in Jesus. So hier is die ding, en nou het ons het gepraat van al die wonderwerke, en al die wonderwerke het 'n verskeidelde boodskap, en wat is die boodskap agter die vermeerdering van die brode? Een boodskap. Een boodskap. Hy het nie net kom magic doen en sê, check, ek vat 2 visse en 5 brode, en boom, ek gee vir 5000 plus mense kos. Die verskeidelde boodskap is, net Jesus kan bevredig. Net Jesus kan tevrede stel. En kom ek sê vir jou, my boetie, my sussie, met die grootste liefde, en ek probeer hard werk om met liefde die waarheid te betrag. Sê amen. As jy nie weet waarvan ek nou praat, check volgende week, of laas week se boodskap uit. En ek wil dit met soveel liefde sê, toe God vir Adam geskaap het, toe druk hy sy vinger, en hy maak 'n leemte, vir een rede, en dit is, God maak die leemte vir God. Elke mens soos ons hier sit vandag, en elke kyker wat ingeskakel is, elke een van ons het 'n leemte. En dis hoekom Hollywood nooit bevredig kan word, want hulle sit met al die roem en al die geld in hierdie wêreld. Maar as jy hoor het hulle selfmoord gepleeg, het jy gehoor as hulle snyf hulle een of ander ding, want hulle soek iets wat die leemte kan vul. Hulle soek iets wat hierdie leemte in hulle siel kan vul, en hulle hardloop na dwelms toe, hulle hardloop na pornografie toe, hulle hardloop na buiteegtelike verhoudings, hulle hardloop na alkohol, en wie weet wat se goed snyf hulle nie alles nie, wat alles op soeke, om hierdie leemte binne in hulle siel te kan vul. Maar Jesus sê, as jy eet van die brood wat ek jou sal gee, sal jy nooit weer honger kry nie.
Jy kan hardloop in die wêreld. Jy kan hardloop na die dinge van die wêreld. Jy sal leeg bly my puta. Jy sal leeg bly my sussie tot jy by Jesus uitkom. Tot jy by Jesus uitkom. Net hy kan bevredig. Jy sal jouself siek maak. Dis hoekom mense depressie het. Dis hoekom mense selfmoord pleeg. Dis hoekom mense voel die lewe is niks. Ek kan nie meer lewe nie, want hier is chaos. Jy het nie Jesus nie. Jy gaan honger bly. Jy gaan dors bly. Jo, ek voel die salwing van die Here. Nie eens geld kan daai siel gat vul nie. Kan daai leemte vul nie. Ek praat nou net in die week praat ek met iemand wat iemand ken wat miljoene op miljoene het. En ek ken die ou nou persoonlik. Rarig die ou het, maar lank storie kort. En ek praat met die ou en ons praat oor die ou. Hy sê vir my, hy sê Clemens, daai ou het baie probleme, maar hy het nie geldprobleme nie. As jy nou vir een oomblik dink dat geld gaan daai leemte vul, maar as jy in vir 'n magtige verrassing. Kom ek vertel jou, ek en my vrou, ons leef ook maar so in geloof. Ons kyk baie maal na die bankrekening, ons sit my vrou regop. Ek slaap want ek weet om die Here te vertrou, maar sy weet ook hoe. Maar sy sit regop, sy stres. Sy sê Here, die goed moet betaal word. Ek slaap. Maar elke keer kom hy deur. Maar hier is die ding wat ek wil sê is familie, geld kan nie die leemte in jou binnekant vul nie, net Jesus kan. Net Jesus kan. En jy kan rebelleer soveel as wat jy kan en wil, jy kan skop in die prikkels, maar halleluja, maar vanmorgen, as jy op die pad van Damaskus, en Saulus, het Jesus ontmoet op die Damaskuspad, en vandag sê hy vir jou, as jy eet van my, sal jy nooit weer honger kry nie, as jy drink van my, sal jy nooit weer dors kry nie. So wat bedoel Jesus met die brood van die lewe? Hey, brood is alomteenwoordig. Daar's nie 'n plek in hierdie wêreld waar jy kan gaan en nie brood kry nie. Brood is 'n lewensstof. Brood is voeding. Brood is verskriklik belangrik vir ons. Wanneer jy iets baie dringend nodig het, drasties nodig het, wat sê ons? Ek het dit brood nodig. My gebed is dat jy vandag sal sê, ek het Jesus brood nodig. En dit is my so mooi, mag jy ken dit, maar ek het nie nodig om vir jou te sê, jy het dit iewers op 'n WhatsApp groep gesien, of op Facebook, of wherever, maar Bethlehem, house of bread. Bethlehem beteken house of bread. En die brood van die lewe, kom vir my en u, uit die house of bread, uit Bethlehem uit, om ons te voed, sodat ons nooit weer honger hoef te kry nie. Halleluja. En dis nie net vir hierdie tydelike lewe nie, maar dis ook vir die ewige lewe. Want jy sien, die voedingswaarde wat Jesus gee, is die ewige lewe is 'n bestanddeel in 'n oorvloedige lewe. Hallo, is julle daar? Hier is die ding, familie. Toe Jesus sê, ek het gekom, dat julle lewe en oorvloed van lewe kan hê, wil ek het weer sê, en ek het dit al gesê, het dit niks te doen met finansies nie. Dit het niks te doen met hoeveel huise jy het, en hoeveel voertuie jy ry. Ons gebruik baie maal daai skrif om te sê, ek moet oorvloed hê. Hy het gekom dat ek moet oorvloed hê. Dit het niks daarmee te doen nie. Dit het te doen met die volgende. Wanneer jy Jesus het, sal jy uit hierdie lewe uitvloei, sal jy oorvloei, sal jy in oorvloed vloei na die ewige lewe in. Dis oorvloed van lewe, is om uit hierdie lewe uit oor te vloei binne in die ewige lewe in. Dis oorvloed van lewe. En hier is die ding familie, die ewige lewe deur Jesus Christus
is die werklikheid van alles wat goed is in jou lewe. Dink bietjie daaraan. Elke liewe ding wat ek kan aan dink, wat goed is in my lewe, is te dank aan Jesus. Alles. Ek kyk in my lewe terug, dan sien ek my Here. Agter elke goeie ding is Jesus. En omdat hy agter dit sit, maak dit blywend en betekenisvol. En wat ook al sleg is in jou lewe, maak Jesus tydelik en verdraagsaam. Jy moet nog so 'n bietjie verdra. Hier's van julle, ek profeteer, die Here sê jy moet nog so 'n bietjie verdra, maar dit is tydelik. Ek sê jy moet nog 'n bietjie verdra, maar die Here sê dit is tydelik. Jy is nie bestem om daai posisie te bly nie, maar jy moet een ding weet en een ding onthou. Paulus sê ons is vreemdelinge en bywoners op hierdie aarde. Hierdie is nie jou permanente tuiste nie. Moenie jouself te gemaklik maak hier nie. Want ons het 'n ewige woning. Halleluja. Paulus skryf aan die Filippi kerk en hy sê, ek verlang om by Christus te wees, want dis verreweg die beste. Halleluja. So hier is die ding, familie. Wat ek vir u wil sê. As daar geen lewe is na die dood nie, dan is daar geen gelukkige einde vir niemand nie. Kan ek dit weer sê, waarom pleeg mense selfmoord? Waarom pleeg mense, of hoekom het mense depressie? Hoekom voel mense leeg en betekenisloos? Want hoor mooi, sonder Jesus gaan jy nutteloos voel. Bly by my. Sonder Jesus, ek weet nie met wie praat ek nie, ek weet nie waarom het die Here hierdie woord, want julle is almal, meeste van julle is gered. Jy sê, Clemens, jy preek goed wat ek weet. Wel, ek herinner jou, dat jy moet iemand gaan vertel, wat ek nou vandag jou vertel. Want sonder Jesus moet jy weet, gaan jy voel, jy sit met niks. En jy gaan voel, niks gebeur in my lewe nie. Ek sien niks wat gebeur nie. En ja, en as ek sterf, gebeur daar ook seker niks. Gister toe sê ek daar by Pastor Noekie, Klaas in sy begrafnis. Die filosoof Epicurus, ek dink, ek hoop ek spreek sy naam reg uit. Die filosoof, hy het nie Jesus geken nie. En hy het mense probeer positief kry in hierdie lewe, om hulle vreesloos te kry, om hulle te kry, om nie in vrees te lewe nie. En hy het allerhande kursusse aangebied, hoe kan jy vreesloos deur die lewe gaan, maar hy kon nooit 'n antwoord gee, wat gebeur na die dood nie. Want geen mens weet wat gebeur na die dood nie, behalwe God homself. En die beste wat hierdie filosoof kon mee opkom was, daar's niks wat gebeur na die dood. Daarom is daar niks om voor te vrees. Hy is in vir 'n magtige openbaring. Ek wil dit weer sê, die feit toe Jesus opstaan uit die dood uit, was dit 'n teken, daar is lewe na die dood. Jesus het kom demonstreer aan my en u. Toe hy opstaan uit die dood uit, toe was dit 'n fisiese demonstrasie. Daar is lewe na die dood. Kom ek vertel gou vir jou nog iets, net so, hoekom sê ek hierdie goed, Here? Hier is die ding. Hey, kom ek kry jou opgewonde oor die hemel. Want jy sien, baie van julle het julle geliefdes verloor. Baie van julle het 'n boetie of 'n sussie of iemand verloor in die dood. En die vraag is, Clemens, sal ek hulle kan erken in die hemel? Die disippels het Jesus erken na sy dood. En die feit dat hulle hom kon erken,
by sy opstanding, beteken dit jy gaan jou boeties, jou sissies, jou ma, jou pa, jou oupa, jou ouma erken in die hemel. Jy gaan hulle sien. Maar sonder Jesus gaan jy leeg voel. Gaan alles nutteloos voel. Gaan alles betekenisloos voel. 'n Man wat nie die Jesus geken het nie, som die lewe op in 30 sekondes. Hy sê die volgende, hy sê dit begin in 'n kamer wat heeltemal donker is in die moeder skoot. Dan word die geboortekreet van 'n baba gehoor. Dit word gevolg deur 'n enkele gloeilamp wat die kamer stadig verlig. En onder hierdie gloeilamp is 'n hoop vullis. Daar is inaseming van asem en uitaseming van asem. Dan dof die gloeilamp stadig die donkerte in, gevolg deur 'n doodskreet. Sonder Jesus. Want hoor mooi, sonder Jesus gaan dit vir jou voel, die lewe is een hoop vullis. Jy gaan voel, dis vullis, my hele lewe voel soos gemors. Niks maak sin nie, niks val in plek nie, niks. Dit voel vir jou die doodberoofde lewe van alle betekenis. Want as dit al wat daar is, soos hierdie man verduidelik in hierdie 30 sekondes, dan maak niks saak wat jy doen nie. Jou lewe tel vir niks. Dit maak nie saak wie jy lief het of wie jou lief het nie. Maar toe gebeur daar iets tussen hierdie vullis. Barishebatu kushenda. En 'n helder ligstraal verskyn in hierdie donker, skeptiese, wantrouerige, spotterige, sarkastiese, ongelowige, verharde wêrelde. En ewe skielik in Bethlehem kom daar 'n lig. Wat sê, halleluja, die wêreld is nie al wat daar is nie. Ek sê die wêreld is nie al wat daar is nie. Daar is lewe en daar is oorvloed van lewe, 'n ewige lewe. Jy het nie nodig om nutteloos te voel nie, jy het nie nodig om betekenisloos te voel nie. Jesus sê, ek het die wêreld oorwin, hou goeie moed, want ek het die wêreld oorwin. Op die laaste dag sal ek jou opwekke en jy sal lewe en nie dood ervaar nie. En daardie dag sal jou gelukkige einde wees. Nou kom ek sê vir u, ek het dit gister by Pastor Noekie se begrafnis ook genoem. Jy weet, baie van julle kyk mos die romantic comedies. Nou is Romeo en Juliet, loop hulle eers verby mekaar. En dan eers skielik kom hulle by mekaar. En dan soen hulle die stofstoel staan. En hulle harte pomp chocolates. En dan om die kyker te hou, moet hulle eers 'n geveggie hê. Want hy kan mos nou net nie, so daar moet nou eers die bom moet nou eers bars van misverstande of die of dit of daai. En dan Romeo en Juliet het nou geskuif vir mekaar. Nou sit almal hier op die punt van hulle stoele en sê, wanneer kom Romeo en Juliet weer by mekaar? En almal wag en dan boom op die einde, hardloop Romeo en Juliet aan mekaar en hulle omhels mekaar en soen mekaar. En dan kom die woorde op, and they lived happily ever after. Wie weet hulle lieg? Want hulle wys hier die 7 sakke sout, wat nog geëet moet word nie. Ek en my vrou is nou 24 jaar getroud. Liefste aarde. Ek het al gedink ons gaan daar 'n bietjie minder fight, maar kyk, ons is nou professionele fighters. Ons fight en het mekaar lief, soms terselfdertyd. Dit is 'n professionele besigheid. In hierdie lewe sal daar verdrukking wees en vervolging. Maar Jesus sê, daar's 'n regtige, egtige happily ever after. Maar net in Jesus Christus. En nou, saam met Jesus, wanneer jy sy plan leef, nou raak dit 'n ewigheidsplan. Wanneer jy sy doel leef, raak dit 'n ewigheidsdoel.
Nou is alles wat jy doen betekenisvol. Kom ek vertel jou. Ek het dalk nie die geld van wie ook al nie, en ek en my vrou, ons elke maand is genade. Ek het dalk nie 'n oorvloed fisies in hierdie lewe nie. Maar ek kan jou een ding sê. Elke oggend as ek opstaan, dan staan ek op. Dit is môre in my hart. O, liewe Jesus, neem die donker wolke weg. Daar is blydskap in my siel, want die Here is op die troon. Ja, dit is môre in my hart. Ek voel vervul, ek voel gelukkig. En ja, daar's dalk nie die nulle in my bankrekening nie, maar met die Here weet ek het 'n huppel in my stap, want Jesus is op die troon. Halleluja. O, jy's 'n vreemdeling, jy's 'n bywoner in hierdie wêreld. Alles raak betekenis, het betekenis saam met Jesus. En nou beëindig die dood nie jou verhoudings vir altyd nie, want jy gaan hulle weer sien. Die dood beroof nie jou prestasie van betekenis nie. Die dood finaliseer nie die lyding en ongeregtighede wat jy ervaar op hierdie oomblikke nie. Met Jesus maak alles omtrent hierdie lewe saak. Wat ek vir jou wil sê is, jy is nie 'n hoopvullis nie. Jy's 'n stad wat op 'n berg lê, wat nie weggesteek kan word nie. Jy's lig in duisternis. Jy's sout wat daar nie smaak is nie. Jy het betekenis. Halleluja. Johannes 6:33, kom ons maak amper klaar. Want die brood van God is hy wat uit die hemel neerdal en aan die wêreld die lewe gee. Jesus wil jou voed vir 'n ewige lewe, vir 'n groter plan. Die skare, kom ons gaan net hier in terwyl ons gaan klaarmaak. Die skare het sopas 'n teken gehad hoe Jesus 2 visse en 5 brode vermeerder en 5000 plus mense voed. En wat is die skare se reaksie as jy gaan lees in konteks? Wat sê die skare? Jesus, Moses het kos vir 'n hele nasie vir 40 jaar lank voorsien. Nou, as jy dan nou die Messias is, voed ons ook nou. Want ons almal weet, die lekkerste tyd van jou lewe was toe jy by jou pa en jou ma in die huis gebly. Want jy het niks bekommerd gewees oor waar kom kos vandaan nie. Maar nou is jy 'n pa en jy's 'n ma en jy moet sorg dat as daar nie geld is nie, is daar nie kos nie. En as ons almal nie kos te koop nie, ons wil maar baie geld hê, jong. So Jesus, sorg dat ons elke dag eet, soos die volk kan vervee. Here, vat hierdie brood en visse, maak vir ons kos elke dag. As hy die Messias is, moet hy darm, soos Moses vir ons, die daaglikse brood kan voorsien. Maar Jesus korrigeer hulle vinnig. En sê, dit was nie Moses wat die manne voorsien het nie. Dit was God. Moses is nie spesiaal nie, God is spesiaal. Dis hy wat voorsien het. Dis hy wat manne laat neerreën het, nie Moses nie. En hier is die ding van my, toe Jesus sê, ek is die brood van die lewe. Moet jy weet wie jy praat. Want Johannes 10 vers 38 sê, al glo julle my nie, glo die werke. Die tekens het Jesus uitgewys as een ding, dat hulle kan erken en glo dat die Vader in my is en ek in hom. Al glo julle my nie, glo die werke, glo die tekens, dat julle kan erken en glo dat die Vader in my is en ek in hom. Glo u nog in die 3 eenheid? 3 maar 1, 1 maar tog 3. Hoe werk dit? Ek weet nie, dis goddelik. En toe Jesus sê, ek is
die brood. Toe is dit dieselfde woord wat daar gebruik as Eksodus 3 vers 14, toe God aan Moses verskyn, wat sê, ek is wat ek is. En hierdie frase, dit praat van Yahweh, ek is Yahweh. Hierdie frase spreek van selfonderhoudende bestaan. En dis 'n eienskap wat net God kan hê. So nie net moet ons weet dat daar is 'n ewige lewe nie. En dat ons dit het nie. Maar ons moet vertroue hê in die een wat dit gesê het. So, is jy nog saam met my? Ek is amper klaar. Weet jy, daar's deesdae soveel kontroversie oor brood. Die een sê jy kan brood eet en die ander sê jy moenie brood eet nie. My punt is, eet jy vars gemaalde koringbrood of eet jy witbrood? Die een dokter sê brood gee vir jou 'n groot maag en ek dink nie hy's verkeerd nie, want ek kyk net vir 'n witbrood dan raak ek. Dan voel dit vir my, hier gaan ek. Ek het Woensdag aand na my peanut butter en stroop witbrood. Het ek vir my gevoel, Here, ek is opgeswel. Die ander dokter sê jy moet nie brood eet want dit draineer jou brein en die ander dokter sê weer, man, daar's niks daarmee fout om brood te eet, jy moet brood inkry. Wanneer dit kom by die ete, dan is daar baie kundiges en studies en boeke en video's wat mekaar weerspreek. Tim Noakes is goed vir jou. Nee, bly weg van Tim Noakes. En wanneer dit kom by die evangelie, is daar baie dieetplanne oor wat ons moet glo, hoe ons moet leef. Bly by my, wat ons moet doen, ek is amper klaar, sien nog saam met my, wat ons moet glo wanneer dit kom by liefde, wanneer dit kom by die huwelik, wanneer dit kom by die geslag van man en vrou, ouerskap, vryheid, plesier, opofferings, godsdiens, werk en prioriteite. Die ding is familie, ons het almal een kans in hierdie lewe, jy het een lewe, een kans. Daarom moet jy baie versigtig wees vir wie se dieetplan of wie se dieetplan jy gaan volg. Want hoor mooi, ons het nie 'n kenner nodig of een of ander skrywer wat ons wil kom vertel oor hoe ons moet leef nie. En die ander een wat ons wil verkeerd wys nie. Want hier is die ding wat ek in my metafoor aan die begin wat ek vir u gesê het. In die 1920s toe kry hulle dit reg om die witmeel te kon skei van die semels en die kiem en die kiemolie. Maar die witbrood het mense siek gemaak. En die semels en die kiem wat die mense eintlik moet inkry waar meeste van die minerale, die voedingsstowwe is, was vir die beeste gegooi. En vandag het ons manne en vroue wat die koringkorrel van God se woord maal, maar hulle soek net die wit meel. Hulle soek net nie vir my die kiem en die kiemolie en die semels gee nie. Maar ek is hier vandag om vir jou te sê, by hierdie kerke voer ons jou kiem en kiemolie en semels, want dit is goed vir jou. Dit is goed vir jou. Dit gee ewige lewe. En ek soek nie net die waarheid nie, ek soek die volle waarheid. Ek stel nie belang aan 'n witmeel evangelie nie, ek soek 'n volgraan evangelie. En Jesus sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Hy is die brood uit die hemel. God geef ons hierdie brood. Natuurlik word dit bewys deur sy wonderwerke, die tekens wys dit. Maar bovenal toe hy opstaan uit die dood. Toe is dit die stempel dat hy is die brood van die lewe. So wat beteken die brood van die lewe dan? Dit beteken hy is die gesag, die standaard waar volgens alle ander waarheid aangemeet word. Dus, as Jesus dit nie sê nie, is dit vals. As sy woord dit nie bevestig nie, is dit vals.
Maar as Jesus dit sê, en God se woord bevestig dit, is dit ja en amen, en nie onderhandelbaar nie. Nou, kom ek maak klaar. Wanneer jy brood eet, gaan lê al die voedingsstowwe in jou are. Jou are neem dit op. Die Bybel sê dat lewe lê in die bloed van die mens. Elke voedingswaarde, voedingsstof van Jesus, moet opgeneem word in my en u se are. Sy persoonlikheid moet gedemonstreer word deur ons as gevolg van die voedingswaarde wat in ons bloed vloei. Sy karakter moet getoon word, omdat al daardie voedingswaarde van Jesus Christus homself is in ons is opgeneem in ons are, is in ons bloed. Sy waardes moet uitgeleef word, want sy elke voedingsstoffe in daardie koring in Jesus Christus word opgeneem binne in my en u. Ons moet lyk soos hy, ons moet praat soos hy, ons moet doen wat hy doen, ons moet heilig lewe, want hy is heilig. Ons moet optree soos hy optree. Dus hoekom ons toegewy is aan hom. Dis hoekom ons vol is van hom. Dat alles, die karaktereienskappe en die waardes en die persoonlikheid van Jesus deur ons are vloei en dat dit elke area van ons lewe kan beïnvloed.